Goeiedag, baie welkom by Uitse Gemeente se aanlyn hemelvaartdiens. Vandag se boodskap kom uit Efesiërs 1 van vers 15 tot vers 23 en die tema is maak die oë van my hart oop. Efese is een van 7 gemeentes waarvan ons in die boek Openbaring lees, die boek waaruit ook die Pinksterreeks hierdie jaar kom, waarmee Dominee Fransja vir ons vanaf môre af gaan voorgaan. U is baie welkom ook hierdie reeks elke dag te volg tot en met Sondag 31 Mei. Maak die oë van my hart oop. Voordat ons by die tema van vandag kom, laat ons stil word met 'n lied en ook deur saam te bid. Die lied waarna ons gaan luister is 'n vlamlied wat Afrikaanse weergawe is van die oorspronklike lied van Paul Baluchet met die titel Open the Eyes of My Heart, Lord. Christus, verlosser van alles wat bestaan, U het op aarde as mens tussen mense kom lewe. En U kom steeds na ons toe, te alle tye en alle situasies. Ons verwelkom U, vriend en trooster. In die vrede van ons nagte, in die stil tye van ons dae, in die skoonheid van die skepping, in die uur van ons innerlike stryd. Dankie Here Jesus dat ons dit self mag ervaar. En dat U woord dit bevestig. Juis sedert U hemelvaart is U werklik in alle omstandighede by ons, altyd. Amen.
Ons gaan vandag saam lees uit Efesiërs 1. Kom ons lees dan ook die woorde saam soos ons daar kry in Efesiërs 1 van vers 15 af. Daarom, vandat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges, hou ek ook nie op om God vir julle te dank nie. Wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees aan julle wysheid gee en hom so aan julle openbaar dat julle hom werklik kan ken. Ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het en hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy, en wat daar ook al sprake van mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Ja, aan hom het God alles onderwerp, hom bo alles verhef, en hom aangestel as hoof van die kerk. Die kerk is sy liggaam, die volheid van hom wat alles in almal vervul. Ons lees tot sover saam. In vers 18 het ons gelees, ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder. In die Griekse teks staan daar letterlik, die oë van julle harte. Paulus bid dat hy hulle geestelike oë, dat dit sal oopgaan, sodat hulle iets kan sien wat net met geestesoë gesien kan word. Paulus gebruik hier 'n baie unieke term. Maak die oë van ons harte oop, sodat ons op 'n unieke manier God se wonderlike geskenk aan ons, sy familie, kan snap en ons oë kan oophou vir Jesus se manier van doen en in die hier en die nou as koning van die wêreld. Dit het my laat dink aan 'n storie van 'n jong ma wat probeer het om medisyne vir haar klein seentjie te gee, maar die seentjie wou net niks weet nie. Hy het sy mond toegemaak, hy sy kop vinnig heen en weer geswaai en selfs die lepel met sy hande uit die pad geklap. Die jong ma het alles probeer. Sy het gepleit, gesoebat, gedreig, maar sonder enige sukses. Uiteindelik het sy genoeg gehad, die lepel neergegooi en die kombuis verlaat. In haar slaapkamer het sy haarself op die bed neergegooi en het sy uit frustrasie uit begin huil. 'n Paar minute later het sy 'n gelag uit die kombuis uit gehoor. Nuuskierig oor wat aangaan, het sy haar trane afgevee en na die kombuis toe geloop. Sy het ontdek dat haar ma het 'n unieke manier gekry om die probleem op te los. Sy het sap met die medisyne gemeng en die mengsel in die seentjie se waterpistool gesit en haar lagende klein seun in sy mond, in sy oop mond, het sy die medisyne ingespuit. Somtyds as jy na probleme kyk op ander maniere, gaan daar 'n nuwe manier van doen, 'n nuwe moontlikheid gaan daar oop. Om die waarheid te sê, in die lewe is dit nie so seer wat jy sien nie, maar hoe jy dit sien, wat regtig saak maak. Daarom as ons vra dat God ons oë moet oopmaak, die oë van ons harte moet oopmaak, met ander woorde dat ons anders na dinge moet kyk, dat ons na dinge moet kyk soos hy daarna kyk, kom daar 'n nuwe en 'n vars perspektief na vore. God se perspektief. Tydens Hemelvaart 2020 help die gedeelte uit Efesiërs 1 ons om met God se perspektief na onsself en na die wêreld waarin ons lewe te kyk. Kom ons kyk so 'n bietjie nader daarby. Ons kyk wat wil hierdie gedeelte vir ons sê, wat vir ons belangrik is om ook te weet vir ons eie lewe. Efesiërs 1 vertel vir ons watter hoop sy roeping inhou.
Die Griekse woord wat in die gedeelte met roeping vertaal is klesis. Klesis is 'n uitnodiging wat gerig word om deel te neem aan 'n aktiwiteit of om deel te wees van 'n groep. Daar is hoop daarin om genooi te word om deel van God se familie te wees. Paulus wil hê dat die gelowiges moet weet waarmee hulle geseën word wanneer hulle aan Jesus behoort. Dit kan en dit moet vir hulle hoop gee. Paulus maak dit duidelik dat die hoop wat sy roeping inhou, nie net bedoel is vir hierdie bedeling nie, maar ook vir die bedeling wat kom. Die Jode in die tyd wat Paulus gelewe het die lewe in 2 dele opgedeel. Die huidige bedeling onder die heerskappy van Satan en 'n bedeling wat nog sal aanbreek onder heerskappy van God. Paulus bring egter 'n korreksie aan en hy sê dat Jesus se heerskappy strek oor alle bedelings. Dis nogal 'n groot stuk troos en dit kan ons hoop gee. Dit lyk soms asof die bose magte in beheer is van die wêreld. Byvoorbeeld wanneer ons ook nou te maak het met 'n virus en die onsekerheid wat dit vir ons bring. Maar selfs in so 'n tyd kan ons steeds Jesus se heerskappy sien wanneer ons toelaat dat ons geestesoë verhelder word. Paulus maak dit duidelik dat Jesus nou buite tyd en ruimte is. As mens was hy beperk deur tyd en ruimte, maar nou na sy hemelvaart word hy nie meer daardeur beperk nie. Hy is, soos ons lees in Openbaring 1 vers 8, die Alfa en die Omega, die een wat is en wat was en wat kom. Efesiërs 1 wil ook vir ons vertel dat daar vir ons 'n heerlike erfenis by God opgesluit is. Wanneer die oë van ons hart oopgaan, dan sien ons ook watter heerlike erfenis daar vir ons gegee word. In die Ou Testament is daar baie duidelike reëls vir iemand wanneer iemand kan erf. Jy moet 'n kind wees, jy moet deel wees van 'n familie. Paulus bevestig dit in die gedeelte wat ons gelees het, dat gelowiges volwaardige kinders van God is. As ons God regtig sien vir wie hy is, en onsself vir wie ons is, en wie ons was, dan is dit vir ons rede om te kan feesvier. Die lewe begin as die oë van jou hart oopgaan en jy besef dat God jou geroep het op jou naam. Dan begin jy jouself sien soos God jou sien en vir 'n eerste maal begin jy regtig te lewe. Dit gee jou hoop, nie net vir eendag nie, maar ook vir die hier en die nou. Hemelvaart is ons red Kaapet uitnodiging na die lewe. Die lewe in sy volheid. Die lewe in die hier en die nou. Kom ons lees ook weer vers 19 en vers 20 saam. En hoe geweldig groot sy krag is wat hy uitoefen in ons wat glo. Dis dieselfde kragtige werking van sy mag wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek het en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Daar is 'n paar interessante woorde in vers 19 en vers 20. Byvoorbeeld die woord wat met geweldig groot vertaal is die Griekse woord hyperbolo. Ons kry die woord hyperbool ook daarvandaan en dit word aangedui om iets wat baie groot is, groter is as wat ons ooit kan dink aan te dui. En dan gebruik Paulus 4 woorde in hierdie 2 verse wat byna dieselfde betekenis het. Dynamus, krag of energie wat in die gedeelte met krag vertaal is. Hy gebruik die woord energia, 'n krag wat aan die werk is, soos byvoorbeeld atoomkrag.
wat hier vertaal word met werking, en dan kry ons nog 2 ander woorde wat ook met krag vertaal is in die gedeelte, naamlik kratos, en die ander Griekse woord ischios. Die woorde is so nou aan mekaar verbind, dat dit eintlik kunsmatig is om hulle vir mekaar te probeer onderskei. Maar dit is duidelik dat Paulus hier God se almag wou onderstreep. Hy is nie net almagtig nie, maar hy deel ook daardie skepingskrag met ons wat glo, sodat ons van die sonde en die dood bevry kan word. Paulus beskryf ook hierdie groot krag in Filippense 4 vers 13 soos volg: Ek is tot alles in staat deur hom, met ander woorde Jesus Christus, wat vir my krag gee. Dis daardie selfde krag wat vandag ook, steeds ook vir gelowiges daar is, op grond van die opstanding van die Here Jesus Christus. As jou hart vir hierdie 3 dinge oopgaan, gebeur daar iets met jou. Jou lewe raak betekenisvol, want jy weet wie Christus is, en jy weet wie jy is. Dit gaan nie langer meer dan daaroor om 'n suksesvolle lewe te leef nie, maar wel 'n betekenisvolle lewe. Dit is wat belangrik raak, 'n betekenisvolle lewe. Ek sluit graag af met 'n storie. 'n Klomp gaste het rondom 'n tafel na ete gesit, en sommer in die algemeen oor die lewe gesels en die betekenis van die lewe. Een man, 'n vername man, groot kop van een of ander groot maatskappy, hy het die probleem met die onderwys soos hy dit gesien het verduidelik en gesê, hy het geredeneer, wat kan 'n kind leer by iemand wat besluit het, sy beste opsie in die lewe is om 'n onderwyser te word. Hy het die ander gaste herinner aan die definisie van onderwyser, naamlik dat hulle wat kan, doen iets anders en maak 'n klomp geld. Hulle wat nie kan nie, gee onderwys. Om sy punt nog duideliker te maak, het hy na een van die vrouens wat 'n gas was gedraai en vir haar gesê, Susan, wees eerlik, wat maak jy? En Susan was nogal bekend gewees as iemand wat redelik eerlik en reguit kon wees, en sy het geantwoord, jy wil weet wat maak ek? Ek maak dat kinders harder leer as wat hulle ooit gedroom het dat hulle kan. Jy wil weet wat maak ek? Ek maak dat kinders wonder. Ek maak dat hulle soms dinge bevraagteken. Ek maak dat hulle om verskoning vra en dit bedoel. Ek maak dat hulle kan leer om te skryf. Ek maak dat hulle lees en lees. Ek maak dat hulle in hulle self glo. Ek maak hulle verstaan dat as jy jou verstand gebruik en jou hart volg, en iemand jou steeds oordeel op hoeveel geld jy maak, jy geen aandag aan so iemand moet gee nie, omdat so iemand nog niks regtig geleer het nie. Susan het vir 'n oomblik stil gebly en toe aangegaan. Jy wil weet wat maak ek? Ek maak 'n verskil. Wat maak jy? In Jesus se hemelvaart het ons alles gekry om nie net 'n verskil in hierdie wêreld te maak nie, maar ook om van hierdie wêreld 'n beter plek en 'n ander plek te maak. Het ons nie juis nou so 'n benadering nodig in hierdie COVID-19 wêreld van ons nie? Dis nou die tyd dat Jesus Christus navolgers 'n Jesus verskil in die wêreld sal maak. Kom ons bid saam. Here, ons gebed is dat U die oë van ons harte sal oopmaak en vir U sal sien vir wie U is. Dankie Here dat ons in U erfenis kan deel. Dankie dat U betekenis aan ons lewe gee. Help ons om ons roeping in die lewe uit te leef in die krag wat U vir ons gee. Amen.
things for the way they really are. Open our eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Lift it up, let me hear you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high. To see you high and lifted up. Shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. See you high and lifted up. Shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. See you high and lifted up. Shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. To see you high and lifted up. Shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Holy, 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 holy. We cry holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. I want to see you. Lift it up.